Hallo, waar jy ook al vandag luister. Welkom. Ek is Dominee Natasha en wat 'n voorreg om saam met jou te groei in Christus. Nou of jy in jou motor sit, by jou werk of sommer net stil raak met 'n koppie koffie, hierdie oomblik is ook vir jou. Vandag praat ek bietjie oor om jou kant te bring. Want God roep gewone mense om buitengewone dinge te doen, al dink jy nie so nie. Vandag wil ek vra, gaan lees 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18 en kyk waarom ek sê hierdie stukkie het iets te doen met vandag se boodskap. Ons leef in 'n wêreld vol geraas. 'n Wêreld waar almal praat maar min luister. Waar ons dikwels dink, ag, iemand anders sal dit seker doen. Maar God se stem sê vandag, ek roep jou. Nie iemand anders nie. Nie eers wanneer jy klaar reg is nie, nie wanneer jy alles verstaan nie, maar nou. Jy sien, God gebruik nie volmaakte mense nie. Hy gebruik beskikbare mense. Mense wat bereid is om te sê, Here, ek verstaan nie altyd nie, maar ek is hier. Ek wil my kant bring. Ek wil die beste ek kan wees in U. Meer U, minder ek. Julle ons wag soms dat ander die lig dra. Die onderwyser, die predikant, die ouers, die leiers. Maar dalk is jy, ja jy, die sleutel wat 'n deur in iemand se lewe moet oopsluit. En jy weet wat? 'n Sleutel werk net as dit gedraai word. God kan jou nie gebruik as jy net in die sak lê nie. Begin by jouself. Hou op wag vir ander. Bring jou kant, want jou kant maak saak. Nou miskien voel jy soms klein, of dalk dink jy, ek het al te veel foute gemaak. Wat maak my beter om dit te doen? Maar dis juist daar in daardie nederige plek, waar God se genade begin blom. Kom ek vertel julle 'n storie. Want ek het eendag 'n storie gehoor van 'n jong man wat by 'n rivier gestaan het. Hy het gebid, Here, verander die wêreld. Jare het verbygegaan en niks het verander nie. Toe bid hy, Here, verander my familie. Maar steeds het niks gebeur nie. Eers aan die einde van sy lewe sê hy, Here, ek het dit nou verstaan. As U net my verander het, so ek dalk deur my lewe 'n verskil kon maak aan baie ander, waar U deur my kon werk. Dit help nie net, ek bid, maar ek bring nie my kant nie. Julle, dis waar dit begin, by ons eie binnekant. Om eerlik te kyk na dit wat my laat struikel, wat my moed breek, wat my geloof laat wankel, en dan te sê, Here, ek bring dit vir U. Ons almal dra iets van die verlede saam. Ons dra teleurstellings, seer, mislukkings, soveel dinge. Maar jy hoef dit nie meer soos 'n las aan te dra nie. Ons gaan nie die verlede vergeet nie, maar ons moet dit nie soos 'n las aandra nie. Leef vorentoe. Laat God toe om jou storie te gebruik, selfs die dele wat jy eerder sou wou vergeet. Leef wakend, soekend, in gebed, streef om Christus te leef. Moenie probeer om beter as ander te wees nie. Hoop om jouself te vergelyk met ander. Wees die beste jy wat jy kan wees, deur jou kant te bring in Christus. Want as jy groei die mense rondom jou ook. En dalk vra jy vandag, Here, waar begin ek? Begin waar jy is. Begin klein, bid vir iemand, help iemand, luister sonder oordeel, vertrou God in die proses. En jy kan ook met jouself begin om te sê, waar moet ek aan myself werk om te groei in Christus? Waarin val ek, dat ek dalk 'n sleutel is wat eerder toesluit en mense wegdra van die Here af, waar ek eintlik oop moet sluit en hulle na geloof moet lei. Julle vertrou God in daardie proses. Hy werk stadig maar seker. Hou op om dit self te probeer dra.
Hy maak mooi wat lankal stikkend was en hy roep jou nou, oud, jonk, almal. Jy is ook geroep. Nie net sekere mense nie, jy ook. Here, dankie dat U steeds roep, dat U gewone mense gebruik vir buitengewone dinge. Help ons om vandag ons kant te bring, om nie te wag vir ander nie, maar te glo dat U deur ons werk. Gee ons moed om opnuut te begin, om vorentoe te leef sonder vrees of skuld, en om U lig te dra in 'n wêreld wat U nodig het. Here, gebruik ons, Here, dat ons regtig vorentoe leef, dat ons kan weet, U genade is groot. In Jesus se naam, amen. Mag jy vandag onthou, jy's nie te min, te laat of te ver nie. Jy is geroep, en as jy jou kant bring, maak God die res moontlik.